Geliefdes, ek moet julle elkeen in die naam van Jesus. Elkeen is welkom vanaand. En vanaand moet ons een ding besef, ons is nie hier om te luister na die prediker of wie die een die woord doen. Ons is vanaand hier om te hoor dit wat God vir ons wil sê. Amen. Hy gebruik die prediker as 'n instrument in sy hand. Want God werk deur sodat ons voeding kan kry wat ons nodig het. Want hy is ingestel in die woord. Liefdes, aankondiging vir die week, Woensdag by Bybelstudie. Julle kan dit sien op live. Vrydag aand by jou komste is afgesal vir die eksamentyd. Sondagoggend erediens, Pastoor Marius, Sondag aand, lofprysdiens, verjaarsdag, Dinsdag 10de, hy gaan lekker weet van Pastoor Alva en Martin. Hulle is met twee in een huis. So ek gaan dan net 'n enkel posie kry die dag. Ek gaan sommer 'n dubbel posie kry. Dat is voorsien. Geliefdes, nietemin, julle weet, ons dien 'n God wat werklik ons lief is. Amen. Ek is nie 'n ou wat kan bou. Ek is ook nie 'n ou wat teels kan lê nie. Jy kry hierdie ouens wat as gekwalifiseerde lê hulle vir teels. Maar my vrou kom sy sê my tuis, die badkamer moet geteel word. Hierdie teels, hulle gaan hier 2 tot 3.000 rand. Ek sê nee, dit reg. Here, ek gaan nie daai geld ek gaan deel. Die Here sê jy hoef nooit bang te wees nie. Amen. Geliefdes, ek het daai badkamer geteel met die liefde van my Vader. Amen. Hy gee vir ons die wysheid. Ons moet nooit sê wanneer jy kan nie 'n ding doen. Maar by God is dit anders moontlik. Hy sê dit ons in sy woord ook. So geliefdes, kom ons staan en dan gaan ons ouder nooit ons vanaand open met gebed en dan gaan ons die Here se naam groot maak. Vader, in Jesus naam wil vir U baie dankie sê dat ons weer by mekaar kan wees. Seën ons samesyn, seën ons musiekdepartement. Here, seën die prediker wat die woord gaan bring. Here, gaan ons so verder met ons deur hierdie aand. Ons bid gebed in Jesus naam en ek dank U daarvoor. Amen. Amen. Julle kan maar 'n bietjie beweeg, hoor, ons gou. Amen. Waar kry?
Nade aan nade. Is dit nie soos 'n begeerte, soos 'n plan in jou hart dat die nade wil wees nie? Ek sê baie keer met my wie, ek kan nie wag vir die dag wat ek hier moet uitleef, sodat ek by die Vader kan inleef. Ek kan nie wag vir daai dag. Want wat 'n geseënde dag, wat 'n vrolike dag sal dit by wees. Amen. Amen. Nee, nog nie. Welkom hier by die huis van die Here. En we inderdaad gesê se voorreg om te bedien word van die Here. Kom ons by ons hoofde en ons bid saam. Baie dankie ons Vader. Here vir die voorreg om ons vanaand hier om rondom die woord te vergader. Verlang is Here dat jy nou met die kool van die altaar en die vuur Here my tong sal aanraak sodat elkeen wat hulle hoorafstand is opnuut Here hulle verhouding met U die Here prioriteit sal maak. Bid en bly dit met vele danksegging. Amen. Nou ek wil, as ek 'n tema gee, dan gaan ek miskien dit nie reg wees nie, maar ek wil begin met die stelling om vir u te sê, God is 'n verterende vuur. Die rede vir dit is, ek sal die aanbieding verder met u praat en vir u sê, hoekom sê ek so? In die eerste plek, en die sondeval gebeur in die tyd van Eden, en God besluit om die mens te bedreig. Die hek word gesluit met 'n vlammende swaard. En dan kan jy nie terugkom nie. Dit is 'n seer ding vir die Here om te doen wat hy doen. Hy doen dit met 'n vlammende swaard. Die rede waarom ek met deur hierdie gedeelte gaan van vuur en swaard, ons is in Pinkster, en Pinkster is die tydperk wat God met vuur, die Heilige Gees, op hulle wat gewag het in die bokkamer uitgestort het. Amen. Genesis 19 vers 24. Die sonde van Sodom en Gomorra het God genoeg om weer vuur te gebruik. Hy vernietig Sodom en Gomorra, en baie van u wat miskien van my sê dit is Bybels, kyk rondom u. Die ongeregtigheid rondom ek en u op die oomblik aan die gang is. Noop God ook om vuur te gebruik om dit tot nie te maak. Kyk maar rondom u. Die regering teken goed dat 'n man met 'n man moet trou. Die wraak van God is deur vuur in hulle lewe uitgestort. Kyk hoe lyk hulle. 'n Vrou met 'n vrou trou. Kyk na die mense. God gebruik vuur om altyd te ken en te gee, dit is waarvan hy hou nie. Eksodus 3 om die vuur op 'n ander manier. Ons praat nie van Moses wat ons vlug uit Egipte uit aan die iemand daar doodgemaak. Hier pas die skape op en God besluit om in die brandende bos met hom te praat. Halleluja. Is iets aan my? Die opwinding is 'n man wat moord gepleeg het, is soos die bloed van hy persoon roep om graf toe. Maar in Moses se geval het guns in God se oor gekry. Daarom kom God in 'n brandende bos en roep hom. Hy kan dit nie ken. Ons ken die vraag. Terwyl jy nog so praat, as jy die Here vir hom trek uit jou skoene, maar die grond waarop jy staan. Ek het hier so gewoon geraak in kerk loop, dat ons vergeet. Draai jy hierdie deurkom van daai kerk, moet jy ook jou skoene van besmoediging, van ongeloof, moet jy uittrek. Jy moet nog die Here nou woord gee, want God wil jou gebruik. Soos hy Moses gebruik het om na die Farao te gaan, so wil God jou ook gebruik. En vir my ook gebruik. Toen is om vir te sê, Moses stem in, want vir hom is het snaak dat die bos brand en nie. Die taak wat ek vir hom gegee is, ek wil hy moet my volk verlos. Kyk, dit is ek en nie nog baie keer soos 'n Moses.
Here, maar U weet dat ek stotter. Ek kan nie praat. Ek het nie baie keer ook so nie. Ek is string verskonings. Maar jy vergeet. Here vra vir hom, wie het jou mond gemaakt, Moses? Is dit nie ek? Baie keer maak ek nie op die probleem, op die uitdaging voor ons groter as God. Dit is so. Want ons oë is op die verkeerde plek. Ons kyk te veel rond. Sien, ek praat met u oor 4, soos in die geskiedenis. As die Israeliete uiteindelik verlos word, besluit God, hy lei hulle in 'n vuurkolom in die nag. Hulle kan nie verdwaal nie. Nou ek en u se vuurkolom is die Heilige Gees. Ons hoef hom nie te sien nie, hy is met ons. Amen. Sien? So blyk in die inleiding gesê, God is 'n verterende vuur. Nou in die Ou Testament het ons 'n sekere groep mense wat uitgekies is om diens te doen. Hulle word nie Lewiete genoem. Aaron en sy 2 seuns, spesiale klere aangetrek. Hulle moet diens doen. Ek wil net my blinder vir die Christen toe. Ek wil self lees daar en kyk wat het gebeur. Kom ons lees Levitikus 10. Ek lees hier vers 1 en 2. Nadat die bioseuns van Aaron elkeen sy vuurpan gevat en gloeiende kole daarin gesit. Hulle het bier daarop gegooi en dit vir die Here aangebied. Dit was egter ongeoorloofde vuur, omdat dit teen die bevel van die Here was. Baie keer kom ek en u voor God se aangesig met 'n vuur wat ongeloof is, wat nie daar hoort nie. 'n valse vuur, en wil ons hier God onverheerlik word. Kom kyk op vanmôre. Terwyl jy daar langs die wasbak staan, my suster, omskep daar 'n plek, en 'n plek waar jy met eerlikheid jou hart oopmaak. En dit wat in jou hart aangaan, aan God weerspieël. Jy hoef nie noodwendig in 'n kerk te wees nie. Ek sien dat die voorbeeld van Christus se sterwe op die kruis, die gordyne en die praktyke van die Ou Testament het verbygegaan. Ons het vrye toegang tot God. Enige tyd, enige plek, oral waar ons is. Want God is almagtig. God is alomteenwoordig. En God is alwetend. Hoe baie keer bekommer jy oor 'n ding, jy versuim om te bid daaroor. Volgende oomblik bring God die antwoord. Hoe is dit moontlik? Christus sê op die vrou by die put, God is gees. En die wat hom aanbid, moet hom aanbid in gees en in waarheid. Sien in die kerk wil ons te veel pretend. Ons wil veel te veel maskers dra. Maar ek dink, daar in die kombuis, dat hy die skolle goed in die dak staan, en jy is besig om hulle te was. God is daar. Praat met hom. Hy sal antwoord. Baie keer is vrouwen se gebede vir 'n dronk man, en dan kom by terwyl jy aan vloer was, het God deurgekom. Daar steek iets in hy man se keel wat hom wurg, die drank nie meer in nie. Want sy is besig met 'n God wat 'n verterende vuur is. Jy sien, om kerk te loop kan 'n goeie stokperd wees. Maar ek dink ons tyd geword dat jy deur mekaar raak met die God wat 'n verterende vuur is. Jy sien, as 'n mens hier rondloop, dan sien jy baie kere word vuur vir die verkeerde doeleindes gebruik. Ek en die se drade word gesteel by ons huise. Die plastiek word afgebrand, word aan chicks verkoop.
amen nie. Vuur wat nie by die regte doel gebruik word nie. Hulle hande is boks van die kleur van hulle velle kan jy nie sien nie. Want hulle is soos die twee profetieërs van Aaron. Praat met die vandaan op grond van die woord van die Here. Waar die Bybel sê God is 'n verterende vuur. Ja, rou goud moet ook onder 'n vlam kom om die karakter te bepaal. Op baie keer vergeet ek en nie. Ons is ook soos goud. Ons moet onder die vuur van beproewing kom, sodat God ons kan wys wat is ons. Waarvoor wil hy ons gebruik? Wanneer ek slaap in my mag wat seer is, ek kan nie diens kom nie. Jy sien, ek weet nou nie, ek het so bekeer, ek het een betaaltheorie gedoen. Nou baie van ons met die gas moet ons ken, jy moet die lamp opsteek en dan met die vlam stel. Dan was pastoor saam weer wat ek praat. En baie keer moet jy die vlam stel, soos jy dit lê en op die vrugkie moet blou wees. Is ek reg? Jy moet dat keer te kom en jy wil. Die Heilige Gees staan hier met die vlam om hy lus met die verkeerde goede uit jou systeem uit te kry. Maar jy bly nie kerk soos jy wil. Jy wil die Bybel lees nie, jy wil die bid nie, jy bly moeg. Baie van ek en jy verwaarloos ons gebedslewe omdat ons dink ons moet net op ons knieë gaan om met God. Kelp jy vanavond. Jy kan enige plek bly. Enige posisie. En al vereiste is jy moet in die gees en nie in die vlees. Dis nie met my. Amen. Ek wil vanaand dan ook met Jakob voorstel. Ons noem ons sommer die 4 vreter profeet. En alles wat hy doen, doen hy met 4. Hy daag die 450 profete uit. Elkeen bou hulle altaar. En terwyl hulle roep na hulle God, skeer die man gek. Hy sê, roep nog harder. Lyk met julle God slaap. Hy vat sy altaar. Hy sê my mense bring my water aan so. Hy gooi sy altaar nat. Hy maak 'n voer rondom sy altaar. Hy gooi so baie water dat die voer rondom sy altaar vol water is. En draai om na hulle toe en sê vir hulle, jong, julle moet harder roep dat julle God by julle slaap. Ek het iemand vanaand iets by Elia kom leer. Hulle is geneig om met ons gek te skeer en sê ons lewe is boring. Stem nie saam? Ons lewe is leeg, is werk, kerk, huis. Ons bly in 'n driehoek. En dit is wat as 'n groot verrassing vir hulle. Die hulp in ons stad wat ons het. Amen. Dis die God wat die verkeerde mense in voer. As ons by Elia wat iets leer, ek het nie lyk wat getalle werk. En dit is wat Bybel sê daar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek teenwoordig. Ek het hier met 'n volle kerk hê, dan moet ek hier te daar. Hy gee dit maklik weg, want dan mense net daar terwyl hy gewin. God werk met harte, en God werk nie met getalle. Elia klaar gek geskeer en sê, ek kyk hier op en sê, Here, ek soek vuur. Amen. Jy moet ophou die buurman langs jou so pamper lang. Dat is tyd dat jy ook 'n vuurprofeet moet raak. Dis dieselfde. Amen. Vra vir die Here, hierdie van my strikke, wat jy dit maak. Want ek begin die Here dien in Christus. En ook agterlik kyk. Die
God wat ek vanaand aan u wil kom voorstel, is nie gebonde aan die kerk. Kom ek bood vir jou 'n voorbeeld. Die Here sê vir Gideon, soek vir my 'n regiment om te gaan veg. Hy kry 30.000. Bly maar reg talle luister. As hy 'n paar dae met hulle dan vra hy vir hulle, "Wat is nou die van julle bang en julle wil nie gaan veg nie, dat julle nie omdraai nie." 27.000 draai om. Dan bly Israel 3.000 oor. As hulle verder stap, dan sê God vir Gideon, "Vat hulle hier die laar af. Laat hulle water drink. En kyk mooi. Hulle wat die water lek, laat hulle een kant staan. Van die 3.000 is daar net 300. Hoeveel water sal omgedraai? Is baie nie. Is 2.7 wat nou omgedraai het. Behalwe die 700.000 gister of eergister. Die Here wat Jericho ingaan en verower met 300 manne. Nie met 30.000 of 3.000. Nee. Wat wil ek vanaand vir u sê? God het u alleen nodig om na die plek waar jy bly 'n opskudding te veroorsaak. As hulle by jou uitloop, moet jy hoor, jy het doen met die God wat 'n verdeelde virus. Amen. Ek wil afspreek. En ek wil nog steeds hier staan. Bybel sê, God is aan hier, Elias aan hierdie aandag weg met 'n vuurwag. As ek klaar oor vuur gepraat het, wil ek vanaand vir u kom sê, hierdie tong van ek en u, het God ook vuur oor vrygelaat. En wil ek vanaand daar versigtig wees, hoe jy jou tong aanwend, veral rondom jouself. Amen. Rondom jou vrou, rondom jou kinders, rondom hulle vir wie jy lief is. Want op jou tong is daar vuur. Soveel so dat jy vir die dorpdele moet gebied om lewendig te word. Ja. Jy moet, as jy met die dorpdele praat, dan gaan God self dat daar vlees opkom. Maar jy moet jou mond maak. Is nie met my? Daai wat jy nog getuie dat oud raak die brood moet ophou. Jy moet vir die mense rondom jou sê, ek dien 'n God van vuur. Jy sien die kerkmense het mos 'n ding, hulle kalender. Hulle vier dinge volgens kalender. Kom ek sê dit aan. God wil elke oggend vir jou 'n vakkie gee met vuur. Oral waar jy gaan moet jy aan die brand steek. Nie soos na in die beauty. Nee, jy moet mense aansteek dat hulle weet hulle is van God af. Amen. En hoeveel mense werk die saam met die Here ken? Jy hoef nie te weet wat jy gedaan het. Stap net aan met die werk begin goed. Dan hoor jy nie hoe jy goed. Die mense is baie vol van hulle self. Hulle ken God. Die ander weergawe is, hulle sê vir jou God is goed, maar jy sien niks aan hulle, maar daar dink dat God is goed. Maar dit is onvergenoeg. Hulle wil alles hê wat hulle oë sien. En ons Bybel leer ons nie skat op hierdie aarde by mekaar. Waar die roes en die botte dit gaan verteer. Ek glo self, baie, dat is 'n aspek van God wat ek en u nie ken nie. En dit is eers hier in Handelinge geopenbaar. As die disippels ewe vrees bevangen in die boekkamer staan. Die Bybel sê, en die Heilige Gees het hulle tonge aangeraak en hulle begin vuur met taal te praat. Halleluja. Jy sien, ek en jy
Jy kan nie daar kom nie, want jy sien ernstig. Amen. Die tyd geword dat ons op hoe speel. Jy klein was, het jy op huisje gespeel, het jy karkar gespeel. Op aan jy is nader aan die graf, as jy van jou geboortedag was. Ek wil nie vanavond bemoedig, kom ons word ernstig. Hou op jou gebedstyd verwaarloos. Hou op jou Bybellees verwaarloos. Want dit is daar die bron van krag. Baie keer as jy in jou kamer is, en jy voel ek te heilig voor die Here. Why not? Johannes 11:9, wat sê? En Jesus het geheilig. Baie keer as jy heilig, en jy bedoel dit opreg, dan is dit 'n manier hoe God jou skoon maak. En by jou by 'n plek bring. Dit is nie veel. Hy is nie onveel. Ja, die omstandighede in jou huis mag misschien nie weet wat het moet wees. Maar kom ek sê vir iemand, ek en u se geloof moet deur ons gevoelens dring. En dan, ek afsluit en my 3 manne wat vir die beeld moet bid, buig en hulle weier. Ons ken hulle, Saterdag besig en af nie. Is die met my? Hoor jy hoe sê die manne? Dit hang aan ons God af, wat hy gaan doen, maar die kan ons in die vuur gooi. Nebukadneser maak die oond 7 keer warmer. Soveel so dat hulle wat die oond warmer maak, doodval. Maar hulle wat ingegooi word. Paar minute later kyk die koning en die 3 manne. Jy sien, jy is vol hoogmoed en seker, maar jy wil nie in jou stuk dink die tjene gevoel. Jy is gewaar as jy nou weer dokter toe gaan, dan daar weer 'n kwaadaardige te word. Sal jy moet gaan. Maar wat jy nie weet nie, aan die tyd wat jy daar jy voor die Here. Raak die Here jou aan. Ek het jou baie verbaas, maar ek het dan nie dink op die ding gesien, maar hier dan nou niks wat jy gedoen. God het jou aan. Nou kom ek te denken die wat jy daar. Die koning is ongelowig. Hy ken nie God nie. Het is tyd vir jou dat jy intiem met die Here raak, sodat die Sondag kan sien, jy is met die God in mekaar, wat hy hier moet doen. Die Bybel sê, hy vraag vir die mense rondom hom, sien ek dan nou 4 mense in die koning? Hulle sê, ja koning, ons het 3 ingegooi man, maar dan nog 4, en die 4 een lyk so goede seun. My vraag is, wanneer jy nog 4 van beproeving gaan, en jy kan weer die Sondag weet, die Here is met jou, wat jy doen. Want jy is gewaarlig moet hier, maar die dokter sê, dat bly hier, die is kwaadaardig. God is die een wat die laatste sê. God is groter as kanker. En sterk weer kanker. God is nog steeds bij jou. Is die met my? Die Bybel sê, hy besluit om hulle te roep. Hy sê, kom my die woord dit. Die man het stap. Laat jy liefste sy man. Het is net God wat 'n verterende vuur is, wat jou kan beskerm, wanneer jy in 'n verterende vuur is. Is die met my? Jou omstandighede kan hoe hard weer, in jou huwelik, in jou werksplek, waar ook al. Ek sê vir u, God het uitkoms. Wat ook met God, jy weet nie, in die taaltheorie, moet ons die ding uitbrand. Want dit wat om hom is useless. Die omstandighede waarin die Here jou moet uithaal, want hy wil jou in die burgers. Dit is wat
weet die 3 manne in die oortepel. Toe sak Nebukadneser voor hulle neer en hy sê vir hulle, die God van julle wil ek aanbid. Ek en hier sê ons, jy weet, ek moet eintlik uitdag. Jy moet so intiem met God wandel, dat die mense na jou toe moet kom en vra, jong, hoe het jy dit reg gekry, dat jy so mooi lyk? En my keer, ek het die ook nie, hy oordrewe vriendelikheid. Jy weet wat hy, second is like, wees jouself, wees echt, wees ernstig met die Here. Die Here het jou gemaakt, spesifiek om te wees soos jy is. Amen. Ons almal is so gemaakt om jou dag te glimlach van die oggend tot die aand toe. Nee, ek is jou van hulle. Maar die aard van my werk, ek is 'n sekuriteitswag. En as jy nie jou net lag, gaan die mense jou vir 'n gek vat. As jy met my? Geliefdes, ek wil vanaand vir julle sê die omvang van wat God deur vir wil doen is nie beperk tot die manne in die Bybel nie. Ek en u kan dit ook doen. As jy met my? En dit is ook tyd dat jy vir die Here moet sê, Here, ek is ernstig met u. Help my. Maak my deur toe met die vlammende swaard. Hierdie stellings en goede maak toe die deur, Here. En ek weet nie wat gebeur met Noag nie. Noag het gedink ek kan die deur gaan sleep. En die Here wil nie bly hier in jou familie. Ek gaan die deur sleep. 40 dae, 40 nagte en die deur toegebly, want God het hom toegekom. Is jy met my? Die punt wat my vanavond op neerkom, kom ons beproef God daarin, of hy regtig die vuur is wat hy sê is. Is jy met my? Is jy nodig om hier nog op te slaap? Paar dekades terug het die mense gekeer dat hierdie land van ons gaan in vlamme op. Nee! God is met ons, want hy hoor ons gebede. Daar is te veel gebede in Suid-Afrika uit, wat in die kring gegooi raak en vir God uitgegooi raak. Dat dinge moet slegter word as wat dit nou is. Die goddeloze mense gaan dit wat vir hulle werk en hulle kry. Maar ek weet nie wat in God glo. Ons gaan ons regmatige deel kry. Maar moet glo, God is in ons saak. Is jy met my? En die wereldleiers is al uit om al die mag aan hulle kant te hê. Nee. God wat ek in jou bid is almagtig. Hy is alwetend. Hy is alomteenwoordig. En wat sê hy? Ek hier maar soos 'n klein korreltjie in sy hand. Maar wie toe kom ek opgewonde? Die Bybel sê God se reddende regterhand staan gereed om elke regverdige te red met julle omstandighede. Amen. Ek wil hier kyk na die omstandighede. Ons oë is op die probleem. Ek wil hier dag vanmôre. Hou jou oë op die Here en op die Here alleen. Kom ons buig ons hoofde en sal baie dankie ons sê ons Vader. Here het ons vanaand grond van die woord na U die Here toe kan kom. Sê baie dankie dat ons in die woord kan leer, Here, U is altyd hier gereed. Here, om die vuur te gebruik om skoon te maak. Here, die vuur te gebruik om reg te ruk en tot nuut te maak. Kom dan nou, Here, en maak dit te nuut in ons lewe wat vir U 'n struikeling is. Ek bid en bly dit met vele danksegging. Amen. Dat is een
Kan hy kom? En nou maak die genade van God ons